Talle skole skram weg van kunsmatige intelligensie. Bang vir die onbekende. Bang dat tegnologie onderwysers gaan vervang en kinders dom of lui gaan maak. Maar hier, by Bergsig Akademie in Noordwes, word KI nie net verduur of aanvaar nie, dit word gevier. Ons het in 2025 het ons 'n hoofde ontbyt gehad saam met FETSAS. En daar het Rian die seminaartjie kom aanbied, KI of K nie. En dit was vir my verskriklik oulik. Nou ek wat 'n mens is wat hou van verandering, ek hou nie daarvan om te stagneer nie, het dit dadelik gesien, hierso is 'n veld wat ons moet ontwikkel, want ek glo ook die kinders, ons is nie 'n selfoonvrye skool nie. So ek glo 'n kind moet leer soos wat hy lewe. En ons kinders is 90% van die tyd op hulle selfone. En ek was so beïndruk met die praatjie gewees en ek en my mede-kollega het teruggery en ek sê toe vir hom, ek dink hier is vir ons 'n nismark en ons skool moet hierdie ding nou dadelik begin. Ek dink ons begin by die onderwysers en dan van daar af kyk ons hoe speel dit uit. En dit is waar ek vir Jan ontmoet het. Ja, dit was nog 'n interessante een. Ons het einde laas jaar 2025 het ons 'n ontbytsessie hier in die dorp gehad. En skoolhoofde van die hele provinsie het ingeskakel en om 'n tafel gesit. En ons het net 'n oop gesprek gehad oor die feit dat KI hier is. Die feit dat KI nie weggaan nie en dat ons dink skole moet hulle tone in die water begin druk en ek dink begin deel word daarvan. Die onderwysers het amper soos KI superhelde geword. Dit verminder hulle administrasie en rompslomp, dit help met lesbeplanning en gee hulle meer tyd vir dit wat regtig saak maak. Ek dink ons benadering het drasties verander toe ons net 'n bietjie blootstelling gekry het. Ek dink almal was besig om op hulle leuke maniere maar te probeer om jou goedjies maar so te kry soos wat jy wil en jy leer maar soos jy gaan. Maar ek moet sê, ek dink my gesig het als gewys die dag toe ons 'n opleiding gekry het van regtig kan ek dit doen? En dit maak jou lewe net makliker. Veral wat ons as onderwysers wat baie van ons tyd steel is admin. En om die goed anders te kan benader, om regtig dan kontaktyd met jou kinders in die klas baie meer effektief te maak. Dink ek het AI vir my persoonlik in my werk regtig die deure oopgemaak vir goed wat ons nie geweet het ons kan doen nie en hoe vinnig ons dit kan doen nie. Ja. Ek sou sê uit en uit is dit eerstens die admin gedeelte van alles. Dit maak dit baie maklik om vinnig gou vir AI te vra wat jy wil hê, vir alles jy gou 'n boodskap moet stuur vir ouers en als. Mense het partykeer nie die tyd om te sit om 'n lang boodskap om nog formeel te kry en die sinkonstruksie en als nie. So dit is net makliker. Jy vra net gou vir AI, luister, dis die volgende goeters wat ek wil sê en hy tik dadelik vir jou 'n formele boodskap uit wat jy dan direk net natuurlik nadat jy hom gelees het aan jou ouers kan uitstuur en als. So dit maak die lewe net bietjie makliker in daai opsig. En dan vanuit 'n hulpmiddel perspektief as ek dit so kan stel is om jou slides te gebruik of om vraestelle op te stel, om klastoetsies op te stel. Voor die kursus het ek dit redelik al gebruik en ek het gedink ek het al die beste KI programme gekry en alles, maar na die kursus dink ek het ek baie geleer. Ek het baie daai gevat om nuwe programme te probeer en veral Cinema Notebook LM. Dit was 'n groot ding wat my akademie gehelp het om opsommings te maak, flashcards te maak en dis iets wat ek nie sou van geweet het as nie vir die kursus was nie. Ek het altyd gedink KI kan net tale doen. Dit het my geleer dat dit ook met syfers kan werk. Dit kan jou ook regtig help om jou dinge te verduidelik. Ek het altyd gedink hy kan net antwoorde gee, maar nou weet ek hy kan jou help om te leer, nie net vir jou dit namens jou te leer. 'n jaar gelede het ek gedink KI is onvertroubaar en dat dit jou op 'n negatiewe manier sal beïnvloed, dat dit jou lui sal maak en jou sal leer om ophou te dink wanneer jy werk doen. Maar nou met ons skoolse KI pad wat ons geloop het ek gesien dit kan vir baie verskillende aspekte gebruik word om jou beter makliker te maak en om jou slimmer te laat dink. Ja, ek dink dit kan definitief misbruik word by alledaagse oefeninge, maar ek meen geen leerder kan sit met AI langs as hulle in 'n eksamenvraestel sit nie. So daarso wys dit regtig dan gaan AI jou nie daar kan help nie en ek dink dit gaan alles oor opleiding. As mense die kinders los en sê moet dit nie gebruik nie, dan gaan hulle dit gebruik vir huiswerk, hulle gaan dit gebruik vir opstelle en dan gaan dit opeindig om hulle te benadeel. Maar as 'n skool inisiatief vat om leerders op te lei daaroor en vir hulle sê hierdie programme gaan jou help, maar onthou om jou bronne reg te kry, onthou om hierdie in te sit. En ek meen vir ons self het ek gesien
kinders het gegaan van AI as hierdie secretive ding van ons gebruik dit vir huiswerk en sulke goed na waar ons gesels daaroor en opsommings rondgestuur het en waar dit 'n ding geword het wat ons kon implementeer by ons skoolwerk. Vir my persoonlik, ek leer meer as ek hoor hoe iets verduidelik word. So 'n onderwyser help daar meer, want hulle stemtoon kan vir jou help om op te let in die klas. Hulle help jou sodat jy konsentreer. En as jy sukkel kan jy vir hulle vra en hulle sal dit aanpak met 'n hart, empatie na jou toe, waar 'n KI-toestel nie daai gevoelens het soos 'n mens nie. Die skool het boonop hulle eie KI-kletsbot ontwikkel, een wat leerders, personeel en ouers help om vinniger toegang tot inligting en ondersteuning te kry. So ja, dit sal ons bemark wees met die idee opgekom het en ons het 'n bietjie verder navorsing gedoen en die opstelling van dit en bietjie uitgetoets het. Die probleem basies wat ons probeer oplos het met dit is om net beter kommunikasie met ouers, om hulle toegang te gee na die inligting wat hulle nie noodwendig weet waarmee te kry of waarmee regte inligting te kry wat up to date is nie. Dit spaar tyd vir die onderwysers want elke vraag wat gevra word is iets wat nie aan hulle gerig word nie, so dit spaar hulle tyd veral met die wat ouers nou inligting kan kry buite werksure. Dit gee ook nou ander opsies, so dit maak deure oop weer verder vir wat mens verder met dit kan doen. Maar ja, ek sal definitief sê dit was 'n suksesvol. En dit deur die terugvoer wat ons kry uit die chatbot uit kan ons dan sien waar ons kommunikasie ook dalk weer tekort kom, waar ons dit kan verbeter. Iets wat ek al lank oor praat is die feit dat ons saam met die erkenning en die bewustheid van die digitale skeiding, the digital divide, moet ons definitief sien dat van die gereedskap van ons tyd ook die digitale brug kan word. Die departement en sistemiese gesprekke oor toegang en welvaart en rykdom en wie kan en wie kan nie, gaan baie keer net na die punt van die digitale skeiding toe. Ek sien regtig dat KI, selfone, internettoegang deel van die digitale brug of die digitale oplossing kan wees om die beste onderwyser voor baie kinders te sit, soos YouTube. Ek dink daar is met 'n werklikheid van mense wat nie toegang het nie. Ek dink daar is 'n werklikheid van internet wat duur is en toestelle wat dalk verouderd is. Maar ons sien ook in die land dat daar groot penetrasie van selfoon en toegang tot die internet is. En ek dink ons moet miskien opleiding doen oor nie net om digitaal gekonnekteerd te wees aan die internet en al die sosiale media platforms, maar ook om digitaal onderwyskundig gekonnekteerd te wees. Ons moet onderwysplatforms begin gebruik en ek dink KI kan daar 'n rol speel om te sê, hoe kan ek vir myself lesse maak? Hoe kan ek KI gebruik as my tutor? Hoe kan ek as ek sukkel 'n vraag vra en 'n goeie antwoord kry? En ek dink dis wat van die leerders hier by die skool vir ons vertel het en dat ons kan raak sien dat dit regtig hulle assistent word in die leerproses. Die groot vraag bly natuurlik, kan alle skole hierdie pad stap? En hoe verseker ons dat KI nie net iets vir bevoorregte skole word nie? Maar hier by Bergsig is hulle oortuig. Die toekoms van onderwys het reeds aangebreek en hulle kies om gereed daarvoor te wees.